ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal genoem word Vredevors, koning. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente se lofsang is Gesang 380 in die liedboek, strofe 1 en 2. Dis ou Gesang 117, ook strofe 1 en 2. Jesus, lang gelyk ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus, prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat, duisend maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Gesang 380 in die liedboek, ou Gesang 117, strofe 1 en 2. Gesang 390 in die liedboek, strofe 2 en 3. Dis ou Gesang 131, strofe 2 en 4. En na die belydenis is Gesang 273 in die liedboek, strofe 1 en 4. Dis ou Gesang 277, strofe 1 en 5. Gemeente, waaruit ken ons ons sonde en ellende? Ons ken dit in die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die in wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.
jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer, jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons ons skuld bely, die sing van Gesang 390 in die liedboek, strofe 2 en 3, dis ou Gesang 131, strofe 2 en 4. En met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons lewe aan die Here toewy met die sing van Gesang 273 in die liedboek, strofe 1 en 4, dis ou Gesang 277, strofe 1 en 5. Ons skriflesing is Johannes 19 vers 1 tot 16. Johannes 19 vers 1 tot 16.
toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit, hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik na hom toe gekom en gesê, ons groet u koning van die Jode, en elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so, met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. En Pilatus dit hoor dat hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad, as dit nie van bo aan u gegee was. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groot skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te maak, maar die Jode om los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Toe Pilatus dit hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word. In Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 6 uur die môre. Hy sê te vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruis hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning. Ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk en die woord staan tot in ewigheid. Om ons bid saam. Ons drie-enige en almagtige Hemelse Vader, ons is verleë wanneer ons voor u grootheid te staan. Ons kan nie roem nie, Heer, want ons staan skuld. Dat ons wel kan raak sien deur die geloof is alles wat mooi en goed en reg is wat van u kant af na ons toe. En selfs daar het ons die geneigtheid om dit te wil misbruik. Troue Vader, hoor tog dat ons gebroke siele, ons krom harte dankbaar is dat het weer gereën het. Hoor tog dat ons bely, dat ons die hand daarin raak sien. Ons is so afhanklik vir elke dag van ons lewe. En al kan ons nie behoorlik daarop antwoord nie, is ons weer en weer bewus dat sonder u ons verloor is. En
En soos wat die natuur van die reën leef, moet ons siele van die heilige woord leef. En ons vra dat U ook daar die wonder sal laat geskied. Dat ons vanuit U woord U stem hoor. Dat ons kan vertrek as mense wat ons Heer ontmoet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 504 in die liedboek, Gesang 388 in die liedboek, Gesang 132 in die ou boekie, ons sing Strofes 2 en 3. Hy is verag deur mense met krankheid ook bekend, omdat hy al ons smarte gedraai het tot die end. In die derde strofe, aan sondaars en U vrede ons straf het U gedra, mishandel onderworpe Gods lam op Golgotha. 388 in die liedboek, 132 in die ou boekie. Teksvers vir die preek is vers 5. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, dis die lydingstyd en ons doen moeite om Christus se lyding te verstaan. Tot en met die Paasnaweek toe moet ons nou baie fyn ondersoek na Christus se lyding en die lyding van die mensdom in die wêreld. Daar's basies een enkele ding wat ons vandag moet verstaan. Jesus is op 'n baie brutale manier behandel in daardie hofsaak. Of hy nou, of dit nou oor Judas Iskariot gaan wat hom uitverkoop. En of dit nou gaan oor die Joodse raad wat hom skuldig bevind het. En of dit nou gaan oor die Romeinse soldate wat hom so geslaan het. En of dit nou gaan oor ons wat oortree. Dis alles dieselfde. Dis wat ons moet verstaan. 'n Mens se siel wil tog altyd veilig voel. 'n Mens se siel wil tog wegkruip en sê, maar ek is nie so erg nie, of ek is daarom nie so nie. Kyk wat het die soldate met hom gedoen. Kyk hoe hulle hom daar behandel. Dan voel ons self, ons is daarom nou nie so erg. Daar is nie ding soos 'n groot of 'n klein sonde nie. Skuldig is skuldig. Of ons nou vandag
nie saak wat ons verkeerd doen. Dis basies maar dieselfde ding as enige iets wat enige iemand in daardie laaste dae van Jesus aan hom gedoen het. Dis die ding wat ons vandag moet verstaan en wat ons in ons koppe moet kry. Kom ons kyk na Jesus se hofsaak, want die genadeloosheid en die brutaliteit en die gewetenloosheid van 'n mens kom so mooi daar na vore. Vir ons is dit eintlik vanselfsprekend. Alle mense deur die bank is veronderstel om voor die hof van 'n land en voor die troon van God dieselfde behandel te word. Dis in ons tyd baie belangrik. Jy mag nie een mens bo 'n ander een stel nie. En 'n mens moet sorg, as daar nou so 'n ernstige hofsaak ter sprake is, dan moet 'n mens daarom seker sorg dat die prosedures gevolg word. Dis tog eintlik 'n ding wat van ons vanselfsprekend is. As 'n mens se lewe op die spel kom, as dit nou 'n hofsaak gaan, of 'n hofsaak is waar dit gaan oor lewe en dood, dan is dit nou nog belangriker dat 'n mens tog beslis sal seker maak dat alles presies in plek is, dat daar nou regtig nie ergens 'n foutjie kan insluip. En daarmee was die Joodse Raad baie akkuraat. Hulle het gesê, lewe is so kosbaar, dat jy net op die uitsondering 'n ander mens se lewe mag vat. Jy mag die doodstraf net op die uitsondering uitspreek. Jy kan nie sommer maar net gooi. Hulle het so ver gegaan. Die Bybel sê in die wet van Moses dat die doodstraf net uitgespreek mag word as 2 of 3 getuies die oortreding bevestig. Hulle het so ver gegaan dat hulle gesê het, daar moet 23 regters wees. En die oorgrote meerderheid van die regters moet saamstem. Dan kan 'n mens die doodstraf uitspreek. En so het hulle 'n hele klompie reëls gehad waarmee hulle seker gemaak, as daar 'n hofsaak is, dan is dit beslis regverdig. En dan kry mens die hartseer dat met hierdie hofsaake van Jesus hulle willens en wetens so vetstreep deur al hulle eie reëls trek. Ons gaan nou, dis eintlik 2 hofsaake. Dis eers die godsdienstige hofsaak waar die geestelike leiers van sy tyd onskuldig bevind, en dan is dit nou die wêreldse hofsaak, die staatshofsaak. En die klomp mense wat daar vir Christus aangekla het en laat kruisig het so fyn gekonkel en gelieg, dat dit eintlik nie eers denkbaar is dat dit kan gebeur. Die Fariseërs en die Joodse Raad, dis nou as dit nou gaan oor die eerste hofsaak, oor die godsdienstige hofsaak wat die aand plaasgevind het nadat hy gevang is. Hulle het lankal besluit dat hulle hom gaan dood. Nou hoor nou mooi. Die Bybel sê, as 2 of 3 dit bevestig, die Bybel sê, as iemand definitief skuldig is. En Jesus het self die voorbeeld gestel dat hulle iemand wou doodmaak tot hy die vrygespreke daar laat loop. Maar die klomp mense het lang voor die tyd
baie beslis gesê, hierdie man moet dood. Maar hulle kon nie 'n rede kry nie. Elke keer as hulle hom dink, nou het hulle hom in 'n hoek. Nou gaan hulle die rede kry wat hom kan aankla en hom laat doodmaak. Dan haal hy die wet aan en sê vir hulle, maar die wet sê mos so. En dan moet hulle hom laat gaan. Dit was nie maar sommer net. So die enigste ding wat eintlik maar oorgebly het, is dat hulle regtig baie lelik en baie verkeerd moes begin optree. Die een groot kans wat hulle gekry het, is toe Judas Iskariot na hulle toe gaan. Jy hoor nou Judas se hart. Iskariot beteken die mesdraer. Iskariotes. Hulle het hier onder hulle klere 'n mes gedra. Want hulle het gehoop hulle kan kans kry om te beklei om die Romeine in die land uit te jaag. So Judas het gewag vir die kans dat Jesus die koning sou word, dat hulle 'n aardse politieke koninkryk kon vestig. En toe hy besef, maar dit gaan nie gebeur nie. Toe vlieg hy om en hy gaan verkoop vir Jesus vir 30 silwerstuk. Daar kry die Joodse raad nou 'n kans. Jesus word verraai, sy skuld word gekoop of verkoop, soos mense dit wil sê. Nou moet 'n mens altyd onthou, die deler is so goed soos die steler. Die Joodse raad kan nie sê, maar dis nou nie ons wat ons het hom maar net betaal. Hulle is skuldig aan daai verraad. En dan is daar 'n hele paar reëls wat hulle oortree. Een van die reëls is 'n hofsaak moet bedags geskied. Dit moet in die sonlig geskied. Want almal moet 'n kans kan hê om te bewys hierdie ou is onskuldig. Jy mag nie na son onder aangaan met 'n hofsaak. Wat het hulle gedoen? Na aandete, toe Jesus daar alleen in die tuin is saam met 'n paar van sy mensies, toe gaan vang hulle hom. Nou hou hulle 'n hofsaak in die donker nag. Die volgende ding wat heeltemal skeefloop is, hulle het gesê, maar jy moet rein wees as jy aan die geloofsfeeste wil deelneem. So die dag voor 'n geloofsfees, kan jy 'n hofsaak doen, want jy maak dalk 'n fout. As jy fout maak, is jy onrein. Nou vat hulle vir Jesus in die nag, in die donker, op 'n aand voordat een van die groot geloofsfeeste moet begin. Nou hou hulle hofsaak. Die hofsaak moet in 'n openbare plek gehou word, op die markplein, want enige ou wat kan bewys hierdie ou is onskuldig, moet 'n geleentheid hê om daar te praat. Maak Petrus vir Jesus verloor? In die binnehof van die hoofprieestershuis? Nie daar in die openbaar nie. In die donker, in die nag, voordat die groot fees aanbreek, in 'n private huis. As ons nou by 4 redes vir hoekom 'n regverdige regter sou ons gesê het, stop net hier. Gooi die saak uit die hof uit. Julle kan nie so aangaan. Hoekom was die Fariseërs en die Sadduseërs die mense so bekommerd? Hulle was bekommerd want hulle het nie uit die geloof uit na Jesus gekyk nie. Hulle was bekommerd dat hier 'n ou is wat nou weer wil probeer koning word. Die oomblik as daar 'n sterk koning aankom, dan is hulle eie posisie in gedrang en dan gaan die Romeine weer op hulle toesak en dit wil mense doodmaak. Dis hoekom een van hulle toe die raad gee, sê maar, maak een nou dood, dan is daar vrede vir die res. Nou stop het ook nie eers daar nie. Hierdie ouens was spesialiste gewees om iemand uit te haal.
Hulle het regtig daarin gespesialiseer oor hoe vraai jy 'n mens vas. So hulle het geweet, as hulle vir Jesus in die hofsaak het, dan vra hulle hom hierdie vraag en hy antwoord so, dan kan hulle hom so van dit aankla. Maar as hy so antwoord, dan moet hulle daai ding nou gebruik, dan kan hulle hom so aankla. Daar was nie sprake van, gee die man 'n regverdige kans nie. Daar was nie sprake van, hy moet hier kan uitstap as hy sy onskuld bewys het nie. Dit was lieg, op lieg, op lieg, op lieg, die hele tyd regdeur van die begin tot die einde. Op die ou eind, nog 'n saak. Die getuies mag mekaar nie weerspreek het nie. As hierdie getuie so sê en daai getuie so sê, dan stop die hofsaak en moet hy uitgegooi word. En dit het ook gebeur. Die getuies het mekaar weerspreek. Op die ouend het hulle net een dingetjie gehad, wat hulle eintlik maar kon sê, hulle het hom gevra, maar is jy die seun van God? Toe praat hy die waarheid. Toe sê ja, hy is die seun van God. So goed, dankie nou het ons. Dit is lastig. Ons moet dit so verstaan, soos wat daar 'n ooreenkoms tussen 'n ouer en 'n kind is. In ons tyd praat ons van DNA. Daar's iets aan 'n ouer wat aan 'n kind oorgedra word, en daai iets word weer aan die kleinkinders oorgedra, daai lyn wat loop. Vir ons ken dit, ons verstaan dit, ons begryp dit, maar hulle het in daardie tyd gesê, daar kan nie so iets tussen God en mens wees nie. So die ou wat sê dat hy seun van God is, hy sê dat daar iets goddeliks is. Nou ons weet, Jesus was God self gewees. Dis hoekom hulle hom aangekla het. Dis hoekom hulle gesê dat hy laster, want hulle wou nie daai ding waar hê nie. Nou goed, nou is die eerste hofsaak afgehandel, nou het hulle die verskoning gekry oor hoekom hulle hom kan laat doodmaak oor 'n godsdienstige rede. Nou kan hulle na Pilatus toe gaan, en kon hulle sê, Pilatus, jy moet hierdie ou doodmaak. Pilatus is 'n Romein. Hy het nie 'n saak met die interne kerkgevegte van die gelowiges van daardie tyd nie. Dit pla hom glad nie, solank hulle belasting betaal, en solank hulle nie opstand stook nie, is alles goed en gaaf en reg en vrede, hulle kan amper maak wat hulle wil. Hulle net nie die belasting stop nie, hulle net die bekleding begin. Dan kan die ding aangaan. Nou lieg hulle weer 'n keer. Nou kom hulle verdraai weer die storie. As mense die ander evangelie so goed bysit, dan sê hulle vir hom, ons kla hom aan van godslastering, maar dan sê hulle vir Pilatus die goed wat hy moet hoor, wat hulle dink hy moet hoor. Die eerste ding is, hy maak oproer. Hy sweep die mense op. Hoe kry hy dit reg? Baie maklik. Baie maklik om dit te bewys. Want in Galilea het daar op een plek al 5000 mense bymekaar gekom om na hom te luister. En 'n ander plek was daar 3000 mense. Nog 'n plek was daar 6000 mense. Pilatus, jy moet nou luister. Hierdie Jesus van Nasaret is besig om 'n opstand te stoor. Wat is die waarheid? Jesus het vir die mense gepreek. Hy het vir hulle kos gegee. Hy het hulle gesond gemaak. En draai hulle daai waarheid net so om en sê, opstand, want daar's baie mense by mekaar. Die tweede ding wat hom voor Pilatus aankla, is dat hy vir die mense sê dat hulle nie moet belasting betaal. Want dit was een van die kritiese punte van die Romeinse Ryk, daar moet belasting inkom, want dit is duur. Die belasting, hoe het Jesus met belasting gemaak? Toe hulle vir hom
vra oor die tempelbelasting, toe laat hy 'n vis vang en hy vat die munt en hy sê vir Petrus, gaan betaal die belasting. Toe hulle vir hom vra, maar wat nou van die belasting? Toe sê hy, gee die keiser wat hom toekom. Hy sê vir sy mense, gaan betaal die belasting. Hoor die liefstorie. Hy sê vir die mense, hulle moet nie belasting. En dan die laaste groot ene, hy is die koning van die Jode. So, dan moet 'n mens mooi onthou, solank as wat daar 'n bloedlyn in 'n plek was, waar 'n neef of 'n kleinneef of iemand van daardie familielyn geleef het die heersers altyd bekommernis gehad. Jesus se neefs was tot in die jaar 260 en 280 opgespoor en nagevolg gekyk of hulle gaan moeilikheid maak. Dis iets wat nou aan 'n dag uitgekom. So bekommerd was die Romeinse ryk oor hierdie bloedlyn van Jesus van Nasaret. Maar as die Joodse raad vir hom sê, hy is die koning van die Jode, dan moet Pilatus luister. Want wat is die kans van nog 'n opstand wat van hier af kom? Hoor jy hoeveel leuns is daar? Liegstorie, op liegstorie, op liegstorie. Pilatus het probeer kophou. As ons fyn lees, hierso in Johannes 19, dan stap hy in, dan gaan praat hy met Jesus, dan kom hy uit, dan gaan praat hy met die Joodse raad. Dan stap hy in, dan gaan praat hy met Jesus, dan kom hy uit. Op die ouens sê hulle vir hom, as jy hom laat gaan, is jy nie die vriend van die keiser. En dit was iets wat Pilatus nie meer kon bekostig, want die keiser was kwaad. Dan stuur hy vir Jesus om kruisig te maak. Eers laat hy hom gesel, laat hy hom slaan, en daarna is hy dan nou gekruisig. Broers en susters, baie maklik. Ons kan staan, en ons kan baie kwaad raak, oor al hierdie leuns en liegstories en onreg. Kom ons dink vir 'n oomblik in ons verbeelding. As ons nou daar moet staan en ons moet sien hoe lyk die Here Jesus nadat hy so gegeesel is. Dan is ons outomaties kwaad vir die Romeinse soldate. Ons is kwaad vir Judas Iskariot. Ons is kwaad vir hierdie en daai en die volgende een. Hoe kon jy dit doen? En as ons vanaand by die huis is, en ons oortree op hierdie manier, of op daardie manier, of op so 'n manier, maak nie saak watter oortreding ons daar doen, dan is dit maar basies dieselfde, as wanneer ons, soos een van daardie soldate daar staan, en saam slaan. Dan is dit basies dieselfde, as wanneer ons sê, kruisig. Dit is die gevolg wat bietjie anders is. Maar dit is dieselfde ding wat in ons hart leef. Nie een van ons kan sê dat ons minder of meer skuldig is as enige een van hierdie karakters wat so gelieg en gesteel het in daardie tyd. En die mooi, pragtige deel van God se liefde en God se genade. Hoe antwoord Jesus op dit wat hy daar beleef het? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En dit geld vir elkeen van ons. Vader, vergeef hom, vergeef haar, want hy of sy weet nie wat hulle doen. Dit is die vryspraak wat vir u en vir my elke dag van ons lewe geld. Dis die vryspraak waarmee ons eendag voor die troon van die Hemelse Vader gaan staan
as ons kan sê, onsself is net so skuldig, soos wat Pilatus, of Judas, hierdie of daai die volgende een was. Ons kan net sê, ons leef met die vertroue, dat sy vergifnis ook vir ons gegeld. Daaruit moet ons elke dag van ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, hoe u dit met die mensdom uithou, gaan ons verstand te bowe. Waarom u ons nie almal verdelg nie, kan ons nie met ons klein verstand verstaan. Want ons weet wat ons self so gedoen het met die mensdom. Ons kan net nederig voor u buig, en ons afhanklikheid en ons dankbaarheid bely. Ons kan net nederig voor u stil word, en toegee, dat slegs by u waarheid, en troos en vergifnis en hoop is. Dit is oor en oor, weer en weer waar, dat ons sonder u geheel en al verlore is. Ten spyte van ons oortredings, ten spyte van ons skuld, ontvang ons van u al die liefde, al die vergifnis, al die barmhartigheid, dat ons nou ook kan verstaan van 'n ewige lewe by u. Ons vra dat u ons weer en weer sal vergewe. Want anders is daar vir ons geen hoop. Ons bid vir hierdie gemeenskap, dat elkeen van u kinders nader en nader getrek sal word. Ons bid vir al die gelowiges in hierdie hele streek, en in ons land en oor die hele wêreld. Dat die kruis van Christus vir ons die toekoms sal oopsluit, elke nuwe dag. En net so dank ons die Heer dat dit gereën het, want dit is vir ons aardse harte die bewys van u liefde en genade. Vergewe ons tot Heer, vir elke keer wat ons oortree, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 504 in die liedboek, strofe 2 en 4, dis ou gesang 194, strofe 2 en 4, O Jesus, u verlossingsdade, bevry ons van die sondestraf, het God behaag en in genade, wend hy sy oordeel van ons af. 504 in die liedboek, 194 in die ou boekie, strofes 2 en 4. Say
in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.